Amen. Ek wil vanmôre met u 'n gedagte deel rondom die storms in ons lewens. Met ander woorde, as ek praat van storms vanmôre, dan praat ek van omstandighede, ek praat van situasies. Baie mense sê, man, ek bevind my in 'n storm in my lewe. Nou weet ons mos waarvan praat daai persoon. Hy sê, "Eers ek is in 'n storm in my lewe." Nou vriende, vanmôre wil ek met u deel rondom dit, en ek wil vanmôre vir u sê dat elkeen van ons wat hier sit vanmôre, inteendeel elke persoon in die wêreld daar buite, gaan een of ander tyd in sy lewe deur 'n storm. Stem nie saam? Was jy al ergens in 'n storm in jou lewe gewees? Dink elkeen van ons het al ergens 'n storm in ons lewens deurgegaan. En baie van ons 10 teen 1 vanmôre sit nog steeds met 'n storm in ons lewens. En soms kom dit onverwags. Soms kom daai storms onverwags in ons lewens. Deur een oomblik gaan dinge nog goed en die water is rustig en kalm en alles in my lewe gaan goed en die volgende oomblik bars daar 'n storm uit in jou lewe. En daai storm kan enigiets wees van finansiële druk, werksomstandighede, presies soos waarom ons nou is, nê? So ek praat van finansiële druk in die wêreld op hierdie stadium is daar besig om 'n groot finansiële druk plaas te vind. En een van die dae gaan u en ek by die petrolpompe finansiële druk op ons hê. So dis iets wat 'n storm vir baie mense in hulle lewens gaan wees. Daar's baie ander dinge wat storms veroorsaak in ons lewens, as ek maar net dink aan siekte, konflik, hartseer. Dit bring storms in ons as mense se lewens en partykeer een van die grootste storms wat ons het is ons geloof. Partykeer kom ons en ons geloof in die Here kry seer en dit bring ons in 'n storm in ons lewens. Maar ek wil vanmôre vir u sê dat die storms in ons lewens sal nie vir altyd aanhou. Ek het vanmôre vir u nuus, as ek vanmôre vir u sê, daardie storm waarin u heiliglik in jou lewe sit, sal nie vir altyd aanhou nie. Al voel dit vanmôre vir u of daardie storm vir altyd in jou lewe gaan aanhou, wil ek vanmôre vir jou sê, dit gaan nie vir altyd aanhou nie. Die seer kry wat jy nou beleef, die swaar kry wat jy nou beleef, wat jy nou daar deurgaan, het ek vir u goeie nuus vanmôre, dit gaan nie vir altyd wees nie. Maar die storms wat ons druk, gaan nie vir altyd wees nie. Geen storm hou vir altyd nie. As ons 'n bietjie gaan kyk na die woord van die Here, daardie storm van 40 dae en 40 nagte wat dit so gereën het in Noag se tyd. Nie eers dit het vir altyd aangehou nie. Daai was seker een van die grootste fisiese storms. En ook hy het 'n begin en 'n einde gehad. Daarom wil ek vanmôre vir u sê, die storm waarin jy jou tans bevind, gaan nie vir altyd aanhou nie. Daardie storm en omstandigheid wat jou nagte laat wakker lê, wat jou bekommernis gee, is ek vanmôre hier om vir u te sê, dit gaan ook 'n einde kry. Daarom wil ek vir u vanmôre sê, skep moed vanmôre. As jy voel daardie storms in jou lewe druk jou so bietjie, jy voel jou skytjie wil so bietjie sink, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is hoop, want dit sal nie vir altyd aanhou nie. Ons gebruik, broer en suster, ons tyd so om te fokus op die probleme. Ons gebruik ons tyd so om te fokus op die storm, die omstandighede, noem dit wat jy wil, waarin ons op die oomblik is, dat ons fokus verloor. Ons gebruik hierdie omstandighede heeltyd in ons lewens en ons fokus daarop. As wat ons na die oplossings gaan kyk.
Ons is so besig om te fokus op die storm, as wat ons gaan begin kyk na, wat is die oplossing vir hierdie storm in my lewe. En soveel keer fokus ons meer op hierdie storm, as op die een wat die volle mag het, om daardie storm te kalmeer en te bedaar. Ons is baie keer so vasgevang in ons omstandighede en ons probleme, en ons is so besig om hierdie storm in ons lewe so groot te maak, dat ons vergeet om te fokus op die een wat die mag het, om dit vir ons te kalmeer en rustig te maak. En die woord sê 1 Petrus vir ons, en ek het gaan kyk, 1 Petrus verse 5 en 10 sê, nadat julle vir 'n kort tydjie swaar gekry het, met ander woorde, nadat jy vir 'n kort tydjie, die woord sê ook 'n kort tydjie, swaar gekry het, en 'n storm van jou lewe was, sal hy self weer herstel. Met ander woorde, nadat ek in 'n kort tydjie 'n storm in ons lewens was, kom die woord en hy sê, God sal ons self weer herstel. Hy sal julle moedig maak, hy sal julle sterk maak, en hy sal julle standvastig maak. So die woord sê ook vir ons, daar is 'n kort tyd in ons lewens wat ons gaan swaar kry in hierdie storm. Met ander woorde, broer en suster, ons swaar kry is net van korte duur. Tweedens sê die woord vir ons, beloof die woord dat God self ons sal herstel. Hy sal ons self weer kom krag gee. En derdens sê hy sal ons weer moedig maak, hy sal ons weer sterk maak, en hy sal ons weer standvastig maak. So daarom sê ek vanmôre vir julle, dit is nie vir altyd nie. Wanneer jy deur hierdie storm beweeg, sal God self weer kom, en hy sal vernuwing bring in jou lewe. Hy sal weer standvastigheid bring in jou lewe. Hy sal weer herstel bring in jou lewe. Met ander woorde, ek wil vanmôre vir julle die woord sê, dat ons nie alleen deur die storms gaan nie. Jy's nie alleen vanmôre in hierdie storm nie. Jy's nie alleen vanmôre in jou bootjie nie, al voel dit vanmôre vir jou so, wil ek vanmôre vir jou sê, God is met jou, en saam met jou. As jy die woord saamgebring het, kom ons kyk wat sê die boek van Jesaja, ek gaan vir julle lees, Jesaja hoofstuk 43 verse 2. Jesaja hoofstuk 43 vers 2. Baie mooi belofte van die Here wat hy vir ons hier gee. Jesaja 43 vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Dis 'n belofte van die Here vanmôre, my broer en suster. As jy deur water gaan, is ek by jou, en deur die riviere. Met ander woorde, kom ons gaan kyk vanmôre daarmee. Ek praat vanmôre met u oor die storms in ons lewens. Met ander woorde, as jy deur daardie storm in jou lewe gaan, is ek by jou. As jy deur riviere gaan, is ek by jou. Maak nie saak wat jou omstandigheid vanmôre is nie. Maak nie saak hoe groot die storm in jou lewe vanmôre is nie. Hier is 'n belofte van die Here wat sê, ek is by jou. Dit beteken nie, daar is nie storms in ons lewens nie. Dit beteken dat die Here is saam met jou in jou storm. Begin hom net raak sien in jou storm. Begin op hom fokus in jou storm, en nie op die storm in jou lewe nie. Kom ons gaan kyk hierdie baie bekende deel in die woord van die Here. Ons gaan kyk in die boek van Markus hoofstuk 4, en die Here praat daar van Jesus wat in die skei saam met sy disippels is. Markus hoofstuk 4 verse 35. In die opskrif daar is, Jesus maak die storm stil.
En toe dit aand geword het op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hy het die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skei. En daar was ook ander skeitjies by hom. En 'n groot storm het opgekom, en die golwe het in die skei ingeslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op die kussing. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, met ander woorde, wees kalm, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Lees vir tot sover. Ons lees dat Jesus saam met sy disippels in die skei was toe hierdie storm opgekom het. Ek wil vanmôre vir julle sê dit moes 'n redelike storm gewees het, want onthou die helfte van hierdie manne was vissers. So dis nie die eerste keer dat hulle op 'n boot is nie. Maar dis die eerste keer dat hulle uitroep, Here help ons want ons gaan vergaan. Met ander woorde, die woord sê die water het by die skei begin inkom, soos daar die golwe opgekom het van hierdie storm om hulle. En hulle raak bang. Hulle raak paniekbevange. En Jesus is stil. Hy saam met hulle in die boot, maar hy is stil. Hy lê daar agter rustig en slaap op 'n kussing. En hierdie ouens raak al hoe meer bang en hulle begin hier uitroep, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. Is U nie bewus van hierdie storm nie? Is U nie bewus dat ons gaan sink nie? Hierdie storm raak net te veel. En is dit nie maar in ons lewens dieselfde nie, broer en suster? Dat in ons lewens ons ernstig so begin fokus op hierdie storm wat in ons lewens besig is, die omstandigheid. Dat ons ook ernstig begin uitroep in ons gebed, Here, sien U my nie, hoor U my gebed nie, is U nie bewus van my nie. Weet jy hoeveel keer doen ons dit? Dat wanneer ons voel dat maar ons is alleen in hierdie skei. Ons is alleen in hierdie storm. Dan begin ons twyfel in geloof. En dan begin ons ergens uitroep, maar Here, waar is U in hierdie omstandigheid van my? Waar is U in hierdie situasie van my? Terwyl ons weet dat hy is met ons en saam met ons. Maar jy sien op daardie oomblik, weet ons hy is met ons en saam met ons, maar ons geloof is besig om te wankel. En dan sien ons dat Jesus opstaan en hy sê, hy bestraf die wind en hy sê vir die see, raak rustig, wees stil, en alles kalmeer, in 'n oogwinkel tyd. Maar ook, kom ons, en ons hoor en ons lees, en hy sê vir sy disippels, wat by hom was, maar waar was julle geloof? Besef julle nie dat ek is saam met julle in die skei nie, waar was julle geloof? Want ek was tog saam met julle. En as my vraag vanmôre, dat wanneer ons ook as mens uitroep na die Here, maar Here, waar is U? Sien U nie my besigheid vanmôre is besig om af te neem nie? Sien U nie my gesin is besig om uit mekaar te val nie? Sien U nie my werksomstandighede nie? Dan wil ek vanmôre ook vra wat Jesus vra, maar waar is jou geloof? Want weet jy nie dat ek is by jou en met jou nie? Daarom sê ek vanmôre vir u, dat die tyd geraak dat ons meer begin fokus op die een wat die mag het om die storm stil te maak, as wat ons fokus op die storm self. Want solank as wat jy fokus op die storm, gaan jy twyfel in jou geloof. Jou arme Petrus, hy klim in die boot uit, man, hy is vol van die geloof, hy loop hier 2 tree, wat begin hy doen? Hy kyk na die golwe, wat gebeur? Hy sink! Al is Jesus langs hom, ek wil vanmôre vir jou sê, al is jou storm groot, en God is besig om my storm weg te vat, en jy gaan begin kyk weer na die storm,
gaan jy weer bang raak. Bly fokus op die een wat die mag het om die storm weg te vat. Net so is die Here met ons, selfs wanneer hy stil lyk. Selfs wanneer hy vanmôre stil lyk in jou gebed, selfs wanneer jy al 'n week, 2, 3, 4, 'n maand, 2, 3 maande, selfs wanneer jy al 'n jaar besig is, wil ek vir jou sê, God is nie afwesig nie. Hy is met jou. Hy is saam met jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en suster, jou storm is nie groter en sterker as God nie. Hy is nie groter en sterker as God nie. Wat ook al vandag jou in die gesig staar, dit is nie groter as God se krag nie. Ongeag of die vyand dit vir jou nou wil laat weet of nie, ek wil vanmôre vir jou sê, jou storm is nie groter as God nie. My vriende, julle moet onthou, God sien jou. God sien jou. God is met jou. En God beheer die storms in ons lewens. Al voel dit vir jou vanmôre nie so nie. Al voel dit vir jou, maar kyk man, jy het al 2 hande, jy ry die kyk al 2 hande. Wil ek vanmôre vir jou sê, God is met jou. Hy is bewus van daardie storm in jou lewe. En hy beheer op die einde daardie storm in jou lewe. Jy sal nie sink nie. Maar jy moet hom inlaat. Is die sleutel vir hom. Jy moet hom inlaat en jy moet hom toelaat in daardie storm. Want jy gaan nie daai storm maak as jy hom nie inlaat en toelaat. Dis een ding om Jesus, maar is 'n ander ding om te besef dat ek moet hom toelaat, sodat hy my help in die storm. Anders gaan jy daai skytjie ry tot aan die einde toe. Maar jy moet hom toelaat en sê, Here, ek laat U toe om in hierdie storm te wees. Ek vra U in hierdie storm vir stilte en rustigheid. Ek sê weer vanmôre, ek glo vanmôre dat die storm waarin jy jou tans bevind nie vir altyd sal wees nie. Dat Jesus sal die storm kom stil maak op die regte plek. Daar is 'n begin en daar is 'n einde. En so het 'n storm 'n begin en 'n storm het 'n einde. En Jesus sal op die regte tyd die einde van daardie storm in elkeen van ons se lewens bring. Hoor vir jou so. Ek het so 'n paar goedjies neer gaan skryf van storms wat begin het en storms wat geëindig het. En ons kan dit nou maar so sien en ons kan dit so vat vanmôre. En die woord sê dit vir ons dat dit het 40 dae en 40 nagte gereën. Met ander woorde dit was 'n redelike storm, maar die wêreld het oorspoel. 40 dae en 40 nagte was daar hierdie groot storm in Noag se lewe. En op die 41ste dag, toe dit aanbreek, het dit ophou reën en die son het weer gebreek. Moses het die Egiptenaar doodgeslaan in Egipte. En het gevlug en het vir 40 jaar in die woestyn weggekruip. En toe die 41ste jaar aanbreek, toe kom roep God hom in 'n brandende bos. En hy gee hom 'n opdrag. En hy sê, gaan bevry my volk uit Egipte uit. Moses het 40 dae op die berg Sinaï vertoef. En ek wil vanmôre vir julle sê, daar was storms op daai berg, want God se almagtigheid was daar teenwoordig. En op die 41ste dag het hy afgekom met die gebooie van God. Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn rondgeswerwe. Moeilikhede beleef, hardheid beleef. En op die 41ste jaar
het hulle die beloofde land ingestap. Goliat het die Israeliete vir 40 dae uitgedaag en God bespot vir 40 dae. En op die 41ste dag stap Dawid in daardie kamp in. En daai selfde dag verslaan hy vir Goliat. Jona het vir 40 dae in die stad Ninive rondgeloop en uitgeroep, nog 40 dae en God gaan hierdie stad verwoes. Die 41ste dag wyk God af om daardie stad te verwoes. Jy sien, want die koning het 'n proklamasie uitgegee en gesê almal in daardie stad sal 'n rougewaad aantrek en betreur die sondes wat hulle gedoen het. Jesus het 40 dae gevas hier in die woestyn terwyl die vyand hom versoek het, 'n stormtyd in sy lewe. En op die 41ste dag het die vyand van hom gewyk. Kan jy sien vanmôre dat daar 'n storm kom en dat daar 'n tyd is vir daardie storm om te gaan? Om hierdie voorbeeld vanmôre vir u te gebruik, wil ek vanmôre vir u sê, moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor terwyl jy die 20ste dag in jou storm sit nie. Daar is dalk nog 20 dae oor, maar God sal jou deurvat. Die storm sal stop en die winde sal gaan lê, want daar is 'n begin en 'n einde in elkeen van ons se omstandighede. Skep moed vanmôre, broer en suster, skep moed vanmôre. Want miskien wil jy al ergens moed opgegee het. Miskien wil jy vandag al moed opgegee het omdat dit voel, Here, ek is al 40 dae in 'n storm, of ek is al 40 jaar in 'n storm. Wil ek vanmôre vir jou sê, broer en suster, ek het vir jou goeie nuus. Ek het vir jou goeie nuus. Jou 41ste dag is op pad. Jou 41ste jaar is op pad, want God sê soveel. Dit sal nie vir altyd aanhou nie. Daar is hoop en daar is redding en daar is uitkoms wat vir jou kom vanmôre. God gaan die storm vir jou stil maak. Skep moed. Hou goeie moed. Jesus gaan die storm vir jou stil maak. Dit is nie meer lank nie. Dit sal wees soos Petrus vir ons sê, soos ek vir u gesê het, hy sal self weer kom. Dit sal wees soos Petrus vir ons sê, die belofte van die Here. Die Here sal self weer kom en hy sal kom herstel in jou lewe. Hy sal self weer kom en hy sal jouself weer moedig maak. Hy sal jouself weer sterk maak. Hy sal jouself weer standvastig maak. En hy sal jouself weer herstel. Skep moed. Jou 41ste dag is op pad. Ek sluit af vanmôre. Moenie vandag fokus op die storm in jou lewe nie. Moenie vandag fokus hoe groot daai storm is, hoe groot jou omstandigheid is, hoe groot jou siekte is, hoe groot jou teleurstelling is nie. Maak die saak wat vanmôre jou storm is, nie moenie op hom fokus nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, fokus eerder op jou God, want hy is baie groter as jou storm. Amen. Prys die Here.